Diepsee duiker word. Kom ons almal buig ons hoofde. Ons liefde en Abba Vader, Here, nog 'n dag is verby. En so het U ons geseën deur hierdie dag, en ons behoed en bewaar. Ons wil al die lof en al die eer gee daarvoor, Here, die engele wat U by ons geplaas het. Dankie sê vir elke seëninge, Here. Dankie vir elke geliefde wat U saamgetrek het, Here. En ek bid my God dat U hierdie diens sal seën en die ligte van Ricardo sal salf, Here, wat die woord gaan bring vir ons vanaand. Vader, dit is 'n groot voorreg om in U teenwoordigheid te wees. Dit is 'n groot voorreg om U kind te kan wees, Here. Dit is 'n groot voorreg dat ons Koning Yeshua vir ons sondes gesterf het. Dankie Koning Yeshua, in Yeshua se naam. Amen. Amen. Goeienaand almal. Goeienaand. Gaan hulle my hoor as ek net skree? Ek weet nie, hy is... Of moet ek oor die mic hier praat? Ja, papa oor die mic is maar beter. Goeienaand. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ons gaan al die skrifte wat ons gaan lees gaan uit Jeremia uit wees. Jeremia. Jeremiah. Almal van hulle. Maar ek is nog nie deur die hele Jeremia nie, so ons gaan net van hoofstuk 7 tot 22 lees. Ons gaan nou nie almal lees. Ja, ek wil eers vir julle vra of julle al die vraag gehad het, want ek het 'n antwoord gekry op 'n vraag wat niemand vra nie. Ja, hè? Hoe kan jy nou so iets kry? Hoe kry mense 'n antwoord op 'n vraag wat niemand vra nie? Ja, dis 'n snaakse ding, hè? Okay, as 'n mens dink aan die tyd wat Yeshua gekruisig is, né? Was dit eintlik die norm geweest? Dit was wat hulle gedoen het. Hulle die ouens wat skuldig gevind was, het hulle gekruisig. Nou, hoekom behalwe okay, deur dit wat ons gelees het in die Bybel, okay, kan enigiemand vir my sê, hoe weet ons dan nou dat Yeshua is wat gekruisig is, wat gesterf het vir ons sondes? Maar dit staan daar geskryf. Maar dit staan daar, wat staan daar geskryf? Dit staan met hy vir ons sondes gesterf het, en dit is in die geskiedenisboeke van die Jode ook. Okay, so iemand het hierso gesê dat hy het gesterf vir ons sondes, maar hoe kan ons nou so sê? Jy is Jeremia onthou wees. Okay, Paul, okay, so die vraag wat hy vra. Die profesie het so geloop, kyk daar sal 'n redder kom. Okay. En maar ek gaan vir julle net die antwoord gee, nee, en dit het soos pastoor Jeppe altyd sê, het my geslat soos 'n nat vis. Wat is eintlik so logies. Maar 'n ou dink jy daaraan nie totdat dit by jou kom, yes. Ek sê altyd, die Heilige Gees sê vir jou, en hy is altyd reg. Yes, hy is altyd reg. Ja. Nou wat? Yes. Kados Ruach. Kados Ruach. Yes, Kados Ruach, daar is dit. So wat daar gebeur het, soos wat ons nou weet, dis vandag hoë Sabbat, né? So ek weet nie vir die daar buite en die daar wat in die banke sit, gaan ek net so vlugtig verduidelik wat eintlik op hoë Sabbat gebeur het. Nou die Israeliete was in Egipte, hulle was slawe gewees en hulle het baie trane gehuil en hulle het hard gewerk. En hulle bid tot God en hulle sê, Heer, red ons tog uit hierdie slawerny uit. En met dit hoor God hulle toe en hy stuur toe die 10 plaag. Okay? En elke keer wat Moses en Aaron gekom het, die Bybel skryf eintlik en hy sê
dat God het Farao se hart verraad. En dan elke keer dan sê, okay, ja, hulle kan gaan sodra Moses hulle weg is, dan sê nee, julle mag nie gaan nie. Maar so kom het toe nou by die 10de plaag, en dit was die dood van al die eerstgeborenes. En God sê vir hulle, okay, op die 10de van die eerste maand, nee, moet julle 'n lammetjie gaan soek. Okay? Elkeen van sy familie, die lammetjie moet sonder gebrek wees, skoon lam, so. Okay, jy moet hom hou tot die 14de toe, die 14de, okay, die bloed moet jy vat, sit dit aan die deurposte, en as die doodsengel verbykom, dan sê hy, dan sal ek dink jy was ek. Wag, dit was Eksodus 12. Kom ons gaan kyk gou. Eksodus 12. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die familie, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is, maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam sonder gebrek, kom ons gaan net so 'n bietjie verder aan, ek hier daar moet vir julle verduidelik. En julle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood, moet hulle dit met bitterkrye eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gekook is nie. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, 'n Pasga van die Here is dit. Dis hoekom ons hierdie hele week het, soos wat dit is, want dit is eintlik 'n opdrag van God af. En dit staan verder dat dit is 'n ewige insetting, ons moet dit elke jaar hou. Hoekom? Sodat ons onthou dit wat God vir ons gedoen het. Nee. Okay. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. Hierso sê hy, okay, hy sal self hulle tref. Op 'n ander plek dan sê hy sal nie laat die verderwer daarin gaan nie. So, ek dink al was 2. Ek dink al was 'n verderwer, daar was een wat hulle doodgeslaan het en hy wat die opdrag uitgevoer het. Okay, maar nou die punt is, op die einde van die dag het hulle gesê, okay, dit moet vir julle 'n ewige insetting wees, dat julle 'n Pasga moet hou elke jaar. So, toe sê die Israeliete, of hulle het nou van God af gekry het, of nie, ek is nie 100% seker nie, toe sê hulle, okay, ons gaan suider doen. Okay, so op die suider, soos wat julle gister gesien het, is daar 'n been. Die been sê, dit is die Pasga lam. Die eier was die ander offers. Die herbs was die bewys van die Jose wat verkoop was. Die bakkie soutwater is al die trane wat gehuil is. Die bitter herbs laat ons weer dink aan die bitterheid van slawerny. Ook ons eie slawerny aan sonde. Nou, hoe ons weet, nou hulle toe het ons mos nou die 3 broodjies gehad binne in die sakkie, né? En dit represent Father, Son and Holy Spirit. En die middelste enetjie is gebreek. Nou op die dag, nee,
Nou, het julle gehoor wat het hy hier gesê? Hy het gesê, julle moet die pasgalam sny, julle moet die bloed aan die deurposte sit, en julle moet die pasgalam eet. Okay. So die dag toe Yeshua die broodjie gebreek het, dis actually daai broodjie wat hy gebreek het. En hy het gesê, eet, dit is my liggaam. So daar proklaim hy dat hy is ons pasgalam. En hierdie is my bloed. Drink dit, want dit is die bloed van die Nuwe Testament. Soos net ietsie wat ek wou gedeel het. Maar dit is dis logies. Dus ek ook sê, dit het eintlik my geslaan soos 'n nat vis. Jeremia 7. Die woord van die Here het tot Jeremia tot Jeremia gekom het. Staan in die poort van die huis van die Here en roep hierdie woord daaruit en sê: Hoor die woord van die Here, o julle Juda, wat deur hierdie poorte ingaan om die Here te aanbid. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel: Maak julle weer en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Maak julle weer en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Onthou julle Paulus skryf ook en hy sê geloof sonder werke is dood. Nee. So hier staan dit in die Ou Testament ook. Ons moet ons weer en ons handelinge ook goed maak. Okay. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie wat sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Maar as julle jul weer en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar, vreemdeling wees en weduwees nie verdruk nie, en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie, en agter ander gode nie aanloop tot julle eie skade nie, dan sal ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu. Sien julle, partykeer dan loop ons agteraan hierdie goeders aan, tot ons eie skade, is skade. Dis soos, die mense wat in die wêreld lewe besef nie dat elke Saterdag wat hy voor daai TV sit en hy bedwelm homself met drank en hy kyk na sy held op die TV, is dit eintlik afgoderry. En dit is tot sy eie skade, maar hy besef dit nie. Ja. Dan sal ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat ek aan julle vaders gegee het van eeu tot eeu. Ons is nou al die laaste paar dienste, is dit heavy, asof Kadosh Roach ons lei om die boere wakker te maak. En ons is geseënd genoeg om daai wat regtig God soek, te kom hulle nader. So dit is hoe dit werk met ons geesteslewe. Dit waarna jy soek, is dit wat jy kry. En dit is net hoe dit is. Nee. Kyk julle vertrou op die bedrieglike woorde wat nie baat nie. Sal julle steel, doodslaan en oorspel bedrywe en val sweer en verbaal offerhoek laat opgaan en agter ander gode aanloop wat julle nie ken nie. En dan kon staan voor my aangesig in hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is en sê, ons is verlos om al hierdie gruwels te doen. Ja. Ek weet, dit is geskrywe in die Ou Testament. Is wonderlik. Hulle sê daarso,
by die TV, by die rugby game, raak lekker gesyp, en dan Sondag kom sit ek hier so met sy babas hier in die kerk, en ek is gered, want ek is by die kerk, dis nie dit werk nie. Dit is nie. Jy is nie gered om te doen wat jy wil doen nie. Nee, dit is dis wat hy sê. Vry van sonde, nie om te sonde. Ja, kijk. Is hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is spelonk van moordenaars in julle oë? Ook ek, kyk, ek het dit gesien, spreek die Here, want gaan tog na my plek wat in Silo was, waar ek my naam vroeër laat woon het, en kyk wat ek daaraan gedoen het, weens die boosheid van my volk Israel. Omdat julle dan nou al hierdie dinge gedoen het, spreek die Here, en ek met julle gespreek het, vroeg en laat, maar julle nie geluister het nie. Ek julle geroep, maar julle nie geantwoord het nie. Daarom sal ek aan die huis waaroor my naam uitgeroep is, waar julle op vertrou, en aan die plek wat ek aan julle en julle vaders gegee het, doen, soos ek aan Silo gedoen het. Nou dit laat my dink, wie so het kinders? Okay, as julle nie kinders het nie, dan was julle kinders. Okay? So ons almal weet dat, as jy nie iets mag doen nie, en jy het dit gedoen, dan kry jy pak slaag. Ek hoop so. Nee? Dan hoop, ja, verstaan, as jy lief is vir jou kind, of as jou pa lief is vir jou, en jy het gedoen dit wat jy nie mag gedoen het nie, het jy lekker pak slaag gekry. En dit is hoe ons hemelse Vader met ons ook is. As ons nie doen dit wat vir ons, as ons dit doen wat vir ons nie goed is nie, dan gaan ons pak slaag kry. Dit is so. Nee. Verwag dit maar. En ek sal julle van my aangesig wegwerp, soos ek al julle broers, die hele geslag van Efraim weggewerp het. En jy bid nie vir hierdie volk nie, en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie, en dring by my nie aan nie, want ek sal na jou nie luister nie. So, ons het pastoor het, ek dink as hy voor die diens het gesê, daar is sekere dinge waar teen jy nie kan bid nie. Daar is net sekere dinge waar jy nie teen kan bid nie. Soos veronderstel om ons wat hier so staan, of ons is veronderstel om te gaan en te sê, luister, julle is besig met huistere dinge. In steede van net om daar te gaan bid, ag, red tog ons volk. Ons moet die mense waarsku. Ons is veronderstel om vir hulle te sê, luister, jy moet jou bly die oë oopmaak, want jy is besig om, ons almal lê daaronder. Ons almal lê daaronder. Want ons sit in hierdie land hier waar ons is, as gevolg van ons wat weggedraai het van God af. Want soos wat Israel met God ook 'n verbond gesluit het, het ons ook 'n verbond met God gesluit. En dit was, soos pastoor Jeb gesê het, daar was 'n gelofte gemaak, en daar was vir die een ou het vir die ander ou, ek weet nie wat hulle name nie, want ek het nou onlangs van hierdie dinge gehoor, het vir hom gevra, maar wat gaan gebeur as ons nie hierdie gelofte hou nie? En die ou sê vir hom, God sal ons in die hande gee van die mense van wie ons nou net gered het. En waar sit ons vandag? Dit is net daar waar dit is. Sien jy nie wat hulle in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem doen nie? Die kinders maak hout bymekaar en die vaders steek die vuur aan. En die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin. En vir ander gode drankoffers uit te giet om my te terg. Terg hulle my, spreek die Here. Doen hulle dit nie aan hulle self tot beskaming van hul aangesig nie. Daarom, so sê die Here, kyk, my toorn en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek, oor die mense en oor die diere en oor die bome van die veld en oor die vrugte van die land
en dit sal brand en nie uitgeblus word nie. Soos Pastor Jeppie ook gesê het, hy het gesê, dit is ons oordeel, dat dit is soos wat dit is. As jy so kyk hier so buite die dorpe, dis kaal. Dis kaal, dis soos toe die sprinkane daar by die Egipte alles afgeet het. Daar waar hulle is, daar groei niks. Daar waar hulle loop, daar groei niks. Dis die oordeel wat God oor ons gespreek het. Waar was ek? Was ek? So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis, want ek het met julle vaders op die dag dat ek uit Egipte land uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie, maar hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik, luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees, en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hulle bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. Van die dag af dat julle vaders uit Egipte land uitgetrek het, tot vandag toe, het ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat, maar hulle het na my nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle nek verhard. Hulle het dit erger gemaak as hul vaders. Ek weet nie of julle dit weet nie. Toe die Israeliete deur die rivier is, en toe het hulle heeltyd klagtes, ag ja, maar was ons maar nog in Egipte, dan kon ons deur die see, sorry, deur die see, ja, ons kon hulle nie geswem het. Ja, toe hulle deur die see is in die woestyn, toe begin hulle kla. Soos met so dat hulle 40 jaar deur die woestyn getrek het, en die hele geslag uitgevrek het, dan al net twee, net Caleb en Joshua, in die beloofde land ingegaan het. Nee? Maar daai nuwe geslag wat opgekom het geleer om vas te vertrou in God, want dis al wat hulle geken het. Dis al wat hulle gesien het. Nee. En dis al wat ons kan doen, is om te vertrou op God. Want soos dit sê, die menslike hart is boos, en dit wat die swaar besef wat ek ook nou onlangs besef het is, ja, die menslike hart is maar boos. En die Bybel sê, be renewed, wat sê dit? Word verander deur die vernuwing van jou gemoed, die vernuwing van jou gedagtes. En al hoe ons dit doen is om meer te lees en meer geestelik te groei. So as jy twee wolwe het, nee, en die een is in die duisternis en die een is in die lig. Wat jy feed? The one you feed. Yes. Is die een wat jy voer, is die een wat groei, is die een wat survive. Nee. Okay. Ook moet jy al hierdie woorde aan hulle meedeel. Ek is by die regte vers al, nee. Ja. Okay. Ook moet jy al hierdie woorde aan hulle meedeel, maar hulle sal na jou nie luister nie, en jy moet na hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. Sê dan vir hulle, dit is die nasie wat na die stem van die Here hulle God nie geluister het nie, en die tugtiging nie aangeneem het nie. Die opregtheid het verdwyn en is uitgegroei uit hulle mond. Skeer jou mooi hare af, o Jerusalem, en gooi dit weg, en hef op die kaal heuwels 'n klaaglied aan, want die Here het die geslag van sy grimmigheid verwerp en verstoot.
Want die kinders van Juda het gedoen wat verkeerd is in my oë, spreek die Here. Hulle het hul verfoeisels gesit in die huis waaroor my naam uitgeroep is, om dit te verontreinig. En hulle het die hoogtes van Tofet gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek nie beveel het nie, en in my hart nie opgekom het nie. En daarby sê, hulle het verfoeisels in my plek ingebring, om dit te verontreinig, wat my dink aan hoe hulle vra om net aan die beker te vat, carry beker, die pastore en die NG Kerk, dis nou actually die hoofmanne, nee, en dan, wat het ek nou al laaste gelees? Hulle het eindelijk gesê, daar is ouens wat gebid het, verleiding om gewend te word, wat nog nooit gebid het. Ja. Mense wat nog nooit gebid het, nie het gebid dat die kerk beter gewend word, wie ook al, ek weet nie. Hoe dit sê dat. En dan, ek dink, Paul het laas keer vir ons gedeel, en hulle het hoogtes van Tofet gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek nie beveel het nie, en in my hart nie opgekom het nie. Nou, wat gebeur met kinders wat geabort word? Hulle word verbrand. Ja, As wat nie geweet het nie. Paul het nou nog gesê, dit word verbrand. Nou, alle waarheid is parallel. Ons het dalk nou nie God gebou wat so met sy hande staan, waar die kinders ingesit word, en daai ding word gebrand, so die kindertjies skree, en so dat hulle hard dromme slaan en alles, so die mense buite die tempel nie kan hoor, hoe skree die kinders in die afgodse hande nie, maar alle waarheid is parallel, en ons verbrand die kinders. Dit is nie reg nie, soos Paul gesê het, ja, vermoor die ou wat al geryp het, maar moenie die kind vermoor, hy is nie skuldig nie. En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie. En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. En ek sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat opbou die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid. Van die land sal 'n pynhoop word. In die tyd, spreek die Here, sal hulle die bene van die konings van Juda en die bene van sy vorste en die bene van die priesters en die bene van die profete en die bene van die inwoners van Jerusalem uit hulle grafte uithaal. En hulle sal dit uitsprei voor die son en voor die maan en voor die hele leer van die hemel, wat hulle lief gehad en gedien het, en waar hulle agteraan geloop het, en wat hulle gesoek. Ek ben gou hier terug gaan. Voor die hele leer van die hemel, wat hulle lief gehad en gedien het. Nou die leer van die hemel, dit is deel van die engele en goede, en ek wil net vir die mense ook al buite sê, ek weet nie of ek het al van tevore gesê het nie, hierdie wat die ouens, die soeke na van hoe die engele gelyk het, en daar's baie mense wat dieper in studie wil gaan oor hoe die engele lyk en wat hulle doen, en dit is afgodsdienery. Plaas ons eerder God soek. Plaas ons eerder God soek, want hier is oordeel wat uitgespreek word teen mense wat dit sulke goeders doen. Wat hulle lief gehad en gedien het, en waar hulle agteraan geloop het, en wat hulle gesoek, en waarvoor hulle hul neergebuig het, dit sal nie versamel en begrawe word nie. Mis sal dit op die aarde wees, en die dood sal bo die lewe verkies word.
deur die hele oorblyfsel, die wat oor is van hierdie bose geslag in al die plekke waarheen ek hulle verdryf het, spreek die Here van die leerskare. Jeremia 15, nee, ek lieg 12, sorry. Ons gaan daar van 7 aflees tot 17. Verwoesting van die land, 'n voorspelling van die verwoesters. Ek het my huis verlaat, ek het my erfenis verwerp, ek het die beminde van my siel in die hand van haar vyand gegee. My erfenis het vir my geword soos 'n leeu in die bos. Dit het sy stem teen my verhef, daarom het ek dit gehaat. Is my erfenis dan vir my 'n bond, 'n roofvoël? Is daar roofvoëls rondom teen hom? Kom, maak al die wilde diere van die veld bymekaar, laat hulle kom om te eet. Baie herders het my wingerd verniel. Hulle het my stuk land vertrap. Hulle het my begeerlike stuk land in woeste wildernis gemaak. Hulle het dit 'n wildernis gemaak, dit treur voor my, verwoes. Die hele land is verwoes, omdat daar niemand is wat dit ter harte neem nie. Op al die kaal heuwels in die woestyn het verwoesters gekom, want die swaard van die Here verteer van die een end van die land tot die ander end van die land. Daar is geen vrede vir enige vlees nie. Dra net kennis dat dit is die swaard van die Here is. Of dit ek ken pastoor JP, ek bel hom nou, ek kan net praat so. En hy sê ons praat oor iets heeltemal anders, maar hy sê vir kom ons vat Dawid as voorbeeld. So op een plek sê die Bybel, okay, verstaan, dit was die tyd vir hom om die volk te tel. Nee, en in een plek sê hy dat die duiwel het Dawid aangespoor om die volk te tel. Nee, hy sê, maar eintlik, en dan sê hy op 'n ander plek, ja, God het hom aangespoor om die volk te tel. Maar dit was die tyd om die volk te tel, nee. En dan kom 'n oordeel oor hom, en ek dink op 26.000, 25.000 mense word getref deur, ek dink Kadoshuach, of verstaan, word getref, hulle is dood deur die doodsengel. En die ironiese ding is, niks gebeur sonder dat God nie sê dit moet gebeur nie. As mens lees in maar het sê die duiwel kom by die Here en die Here vra waar kom jy vandaan? Hy sê nee, ek kom in Job. Hy sê ek kom en ek swerf so oor die wêreld en ek sien die knegt Job. En God sê vir hom, okay, ja, nee, is reg, want hy sê vir hom, nee, kyk, Job dien jou net so goed omdat jy vir hom al hierdie goede gee. En God sê, nee, dit is nie. Hy sê, jy mag gaan hom enigiets doen, maar jy mag nie sy lewe vat nie. Sê, so die duiwel, 'n mens dink die duiwel, maar eintlik is God nog al die pad in beheer. Maar ou moet ook besef dat, verstaan, as jy iets gedoen het wat jy nie moet doen nie, en dit kom nou so dat jy kry pak swaar, as jy eie doen nie later. Dit is net God se liefde. Nee. Wat se vers was ek nou nie? Net dit, maar okay. Hulle het koring gesaai, maar dorings gemaai. Hulle het hul uitgeput sonder om baat te vind. Staan dan beskaamd oor julle inkomste, vanweë die toorngloed van die Here. So sê die Here aangaande al my goddelose bure, wat die erfenis aantas, wat ek my volk Israel laat erf het. Kyk, ek ruk hulle uit hul land uit,
en die huis van Juda sal ek uit hulle midde wegruk. Maar nadat ek hulle uitgeruk het, sal ek my weer oor hulle ontferm, en ek sal hulle terugbring, elkeen na sy erfenis, en elkeen na sy land. Nou, ons skrywe, daar is altyd 'n klein oorblyfseltjie, soos Paul altyd sê, daar is altyd 'n klein oorblyfseltjie. En die hartseer saak is, dat die boere gaan getref word, en ons weet dit kom. En dan gaan die mense eers weg wakker skrik. En soos julle weet, het ons 'n siener gehad. Is Joshua was ook 'n siener, né? Samuel was 'n siener. En ons het ook ons eie siener gehad. Siener van Rensburg. En hy het ook profeteer. En dit kom so en wat vir my so opvallend is, hy het net die Bybel gelees, hy het niks ander Bybels gelees, daar was nie fone daai tyd, daar was nie internet of alles nie, hy het net die Bybel gelees, en dit wat hy gesê het, dit het gebeur. Dit is hoe jy 'n ware profeet of 'n ware siener toets en kyk of hy net 'n waarsêer is, of is hy actually regtig 'n siener, of is dit regtig gegee van God. Okay. Waar was ek nou? 16, okay. En as hulle ywerig die weë van my volk leer, om te sweer by my naam, so waar as die Here leef, soos hulle my volk geleer het, om te sweer by Baal, dan sal hulle onder my volk gebou word, sal hulle onder my volk gebou word. Maar as hulle nie luister nie, dan sal ek die nasie heeltemal uitdruk en tot niet maak, spreek die Here. So ja, ons moet wakker word. Want as ons nie luister nie, dan is dit Kubai Marai. Okay, Jeremia 15. Daar kom vers 15 af. Is jok, alweer. 19 tot 21. Dus ek het op die verkeerde plek gelees. Vers 15, van 19 tot 21. 19 to 21. Daarom so sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer. Sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Net weer teruggaan na 19. Daarom so sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer. Nou ek vertel altyd hierdie storie, want dit was vir my nice om dit te hoor. Is David laat die Ark of the Covenant. Hy laat hom gaan haal. En want die ek weet nie wat se volk het hom gevat nie, né? En hulle sit hom langs die afgod Dagon. Okay, en elke oggend as hulle opstaan, dan lê hierdie Dagon met sy kop op die vloer van hy is 'n afgod. En soos met so verslaan hulle toe en hulle kry toe nou hulle sê toe, hulle wil nou nie meer hierdie ding hê nie, want elke ou wat aan hom vasvrek en Hy het uiteindelik in stukke gebreek. Ja. En die mense sê toe, nee, hulle kan nou nie hierdie ark meer by hulle hou nie. En hulle sit toe God se volk, hulle is Israeliete, sit toe nou die ding op 'n wa, op 'n osse wa en die osse trek hom. En hulle is hier op die bultjie en hy gaan so op die bultjie en dit lyk of hy gaan wankel en die ou vat so aan die Ark of the Covenant en daar slaat hy mos dood neer. En iemand kan verstaan, Jesusie, maar hoe kan God dit dan nou so doen? En ek onthou die Ark of the Covenant was net 7 maande weg, né? Was net 7 maande weg. En toe sit hulle nou daar. Maar God het direkte instruksies gehad. Die ding het sulke ringe gehad en daar was draaghout te deur dit.
en die priesters moes die ding dra, né? En hulle het dit nie gedoen nie. Toe tref God hom, want hy het nie gedoen dit wat God vir hom gesê het om te doen nie. Maar toe hulle nou, eventually sit hulle hom in 'n ander ou se huis, en hierdie ou, verstaan, hy word heavy geseën, en want Dawid sê toe eers, nee, hy weet nou nie, hy wil nou nie die kans vat om hom nou verder te vat nie. Hulle moet nou hierdie ou, hier's 'n ou se huis, kom ons sit hom in sy huis. Ek dink hy het so gesê. En hulle sit hom na toe in daai huis, en ja, hy sien, nee, maar hierdie ou word dik geseën deur God, want, verstaan, die Ark of the Covenant staan daar. En hy het dog toe, nee, hy moet die ding gaan haal, hy so kom nou in sy huis. En so kry hy toe op die regte manier, om die mense om die Ark of the Covenant te dra. En hulle gaan toe, en daar staan geskrywe, en die Here het hulle gehelp om die ding te dra. Nee? So as ons in die rigting beweeg wat God wil hê ons moet beweeg, dan sê hy, hier is vir jou krag, jy doen dit. Nee? Amen. It's amazing. Amen. Daarom so sê die Here, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer. Sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Nou, ek het gaan kyk, wat is edel? Ek is Afrikaans, maar my Afrikaans is maar 'n bietjie poefies. Wat se vers is dit? Dit is nog steeds vers 19. Hy sê, hierso, as jy terugdraai, dan sal ek jou herstel. Voor my sal jy staan, en as jy die kosbare uit die waardelose onttrek, sal jy my woordvoerder word. Hulle mag na jou toe draai, maar jy moenie na hulle toe draai nie. Ja, so, maar ek het anyway gaan kyk wat edel, en dat sê, wat goeie eienskappe is. Dit wat edel is dit wat goed is, basies. Dit wat onedel is dit wat sleg is. So, sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring, dis iets wat jy ook moet doen, né? En jy kan ook goeie vrugte voortbring, wat met die oog gesien kan word, maar jy kan nie aan dit vat nie, né? Soos dink aan die vrugte van die gees. Wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie. Dit is vir my nogal groot dat hy sê dat sal jy soos my mond wees, want God het gespreek en dit was daar. Soos groot. En laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie. Ons is veronderstel om voorbeelde te wees. Nee. Ja. En ek sal jou 'n onneembare kopermuur vir hierdie volk maak. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie. Want ek is met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die Here. En ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne. Okay, Jeremia 16, vanaf vers 15 af. Ek dink ek moet 14 oplees. Dit begin in die middel. Daarom kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat daar nie meer gesê sal word, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie. Nou, dis iets wat ek eintlik regtig lanklaas gehoor het, is iemand wat sê, so waar as die Here leef. Nee, ek het nie. Maar so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel laat optrek het, uit die noordland en uit al die lande waarin hy hulle verdryf het. Ja,
ek sal hulle terugbring in hulle land wat ek aan hulle vaders gegee het. Nou oorspronklik is Suid-Afrika eintlik 'n land gewees van die begin af, waar die mense ontvlug het, sodat hulle in die land kan kom, sodat hulle God kan dien. Dis eintlik van, wie was die eerste ouens eintlik? Wel, praat van Jan van Riebeeck, maar daar was die Portugese voor hulle gewees. Dan was daar natuurlijk die Franse Huguenote, die Europese Christen volke. Ja. En dit staan so geskrywe in ons profesie wat ook volg, dat hierdie sal 'n land wees waar die gelowiges bymekaar kom, sodat ons kan God dien. Okay. Maar so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland en uit al die lande waarheen hy hulle verdryf het, ja, ek sal hulle terugbring in hulle land wat ek aan hulle vaders gegee het. Kyk, ek stuur baie vissers, spreek die Here, wat hulle sal vang, en daarna sal ek baie jagters stuur, wat hulle sal opjaag. Van elke berg, en van elke heuwel, en uit elke klipskere. Nou, Paul het daarom 'n prentjie bring. Nou dink ek so, Yeshua het gesê, toe hy die 2 vissermanne het hy gesê, kom, ek gaan julle vissermanne maak van mense. Hy sê hierso, ek gaan vir julle vissermanne stuur. Nou wat het hulle gedoen? Hulle het woord gebring, nee? En hulle het getuig. En so het die mense tot die geloof gekom. En dan sê hy daarso, dan gaan hy jagters stuur, om hulle daar weg te jaag en hulle hiernatoe te bring. Nee. Maak dit sin? Klink vir my so. Nee. Want my oë is op al hulle weë. Dit is nie voor my aangesig bedek nie. En hulle ongeregtighede is nie voor my oë verborge nie. Daar's niks wat ons doen, ons doen dit skelm nie. God weet, en hy is die ultimate supreme, en hy is die ou wat die regte gee, en hy sê, ja, ok, sien daai ou, of hy sê, nee, daai ou wil nie luister nie, gee maar 'n bietjie pak slaag. Dis so. Daarom sal ek eers hulle ongeregtighede en hulle sonde dubbel vergelde, omdat hulle my land ontheilig het met die lyke van hulle verfoeisels en my erfenis gevul het met hulle gruwels. O Here, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid. Tot U sal volke van die eindes van die aarde afkom en sê, net leuns het ons vaders geërwe, nietige afgode, en daaronder was niks wat 'n voordeel kon bring nie. Sal 'n mens vir hom gode maak wat nog geen gode is nie. Daarom kyk, ek laat hulle hierdie keer voel my hand en my mag, en hulle sal weet dat my naam Here is. So vir die boerevolk wil ek sê, ja, ek hoop julle voel dit teen nou, want ons gaan dit nog voel. Nee. Jeremia 17, 7 tot 10. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Hy sê dit daar 2 keer. Nou, ons het 'n paar dienste gehad en dit is net sodat 'n ou moet luister. Hy trek jou nader, soos Paul gesê het. Hy sê luister. Dis sodat jy moet ag gee. En gee ag, so hierso sê hy dit 2 keer, want dit beteken presies dieselfde ding. Hy sê dit net in 'n ander manier. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as baie hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op vrugte dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart.
toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Weer eens, God toets die hart, hy toets die niere en volgens die vrug van sy handelinge. So dit wat jy doen maak saak. Want dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit wat jy sê, dit kom ook tot die lig. As jy heeltyd iets sê, dan eventually dan doen jy dit. En as jy heeltyd daaroor dink, dan eventually doen jy dit. Jy het ook nou daar vir diens gebring daaroor. So ja, okay. Dan kan ons Jeremia 19 toe. tot 15. En die huise van Jerusalem en die huise van die konings van Juda sal word soos die plek Tofet onrein, naamlik al die huise op die dakke waarvan hulle rook laat opgaan het vir die hele leer van die hemel en drankoffers uitgegiet het vir ander gode. Toe het Jeremia uit Tofet gekom, waarheen die Here hom gestuur het om te profeteer. En hy het gaan staan in die voorhof van die huis van die Here en aan die hele volk gesê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel. Kyk, ek bring oor hierdie stad en al die stede al die onheil wat ek daaroor gespreek het, omdat hulle hul nek verhard het om na my woorde nie te luister nie. So word ons ook getref as volk, omdat ons nie geluister het nie. Maar vir elkeen wat vertrou op die Here, dan is jy reg. Ja, word jy gespaar daarvan. Ekskuus nou, kan ek uit something? Yes. Dit boompad groei by die water en hy word nooit nie dors nie. Ons is dit boom. En Yeshua is ons living water. So if ons in Alma is, dit mag nie saak wat gaan gebeur nie, ons gaan nooit dors word nie. Yes. En ons kan altyd vrugte dra. Ja, dit is. Amen. Amen. Ezekiel 47. Jeremia 22, vers 8 en 9. Dan sal baie nasies by hierdie stad verbytrek en die een aan die ander vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie groot stad? En hulle sal sê, omdat hulle die verbond van die Here hulle God verlaat het en voor ander gode hulle neergebuig en die gedien het. So ons is daar waar ons is as gevolg van ons wat ons verbond gebreek het. Ons het die verbond agterweeg gelaat. Ons het die verbond verbreek. Ons het nie instelling gemaak en seker gemaak, ek maak seker dat my kinders weet, God het ons verlos uit die hand van 33,000 nie. Nee? Ja. En ek het nie my kinders vertel dat dis eintlik wat gebeur het nie. En dis hoe ons moet. Dit is net hoe dit is. Want die ding is, op 'n stadium van 'n ou se lewe dan word jy blootgestel aan God en Yeshua en Kadosh Ruach. En hy openbaar homself aan jou. Maar as jy in 'n huis, daar is 'n oordeel wat ek glo wat op die ouers sal lê. Want jy is veronderstel om jou kinders groot te maak, om God te dien, om hulle te leer hierdie dinge. Maar prys die Here vir wanneer hy homself aan ons openbaar. En prys die Here vir die mense wat hulle kinders groot maak om God te dien. Die meer van die Ja. Ja. Dat is het. Sluit asseblief oop. Ons
almagtige Vader, Abba Yahuwah, ons kom na U toe in Yeshua se naam en ons kom sê vir U dankie dat ons vanaand hier kom bymekaar kom en kom luister van dit wat geskrywe staan, my Vader, en ons sê vir U dankie dat Kadosh Ruach dit vir ons oopmaak, dat ons dit kan verstaan, my Vader. En ons dankie dat ons op U verstand kan leen, my Vader, want ons verstaan nie altyd alles nie. En ons dankie dat daar staan in Spreuke ook, dat ons moenie op ons eie lean not on your own understanding, maar ons moet op U leen, my Vader, en ons sê vir U dankie dat ons op U kan leen en op U kan vertrou, dat U ons vertroue is, dat U ons lei in die weë wat U wil hê ons moet volg. Sê vir U dankie dat ons weet dat ons in daai weë wandel, dan help U ons. Ons gee al die lof, eer en prys, my Vader, en uit my hart het sê vir U dankie. Amen. Amen.